Hartlike goeienaand, liewe vriende, by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag die Here vanaand vir ons by hierdie baie besondere geleentheid ryklik seën en in ons harte werk deur die Heilige Gees. Dankie dat U vanaand by ons inskakel. Kom ons word stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons luister vanaand na hierdie pragtige lied voordat ons saam lees uit die woord van die Here. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my. Genade vloei, waar God moes bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan 'n graf wat leeg getuig, U triomfeer en vrees moet swyg. Dit skree die dood, het dood gegaan, die lewensvors het opgestaan. Ek is vry, waarlik vry, want U leef in my. Dit is volbring, U het oorwin. Daar staan 'n graf, 'n leë graf. Daar staan 'n troon met lof omring, waar skares kniel en altyd sing. Kom kyk die lam wat ewig heers, U sal ek dien, U sal ek vrees. Ek is vry, waarlik vry, een met U in heerskappy. Die hemel buig, die nasies juig,
Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, ons is in die Paasfeestyd van die kerklike jaar en eerskomende Vrydag vier ons dan ook Goeie Vrydag. En in hierdie tyd van die jaar dan lees ons gewoonlik en ons preek ook oor die gebeure wat vooraf plaasgevind het, voordat Jesus Christus gekruisig is. En ons skriflesing kom vanmôre daarom uit die woord van die Here uit Matteus 26. Ons gaan lees vers 47 tot 50 en daarna lees ons Matteus 27 vers 1 tot 5. Voordat ons vanmôre saam lees, kom ons buig in aanbidding voor die Here. Onse dierbare God en hemelse Vader, alle lof en eer en aanbidding bring ons vanmôre aan U, die lewende God van hemel en aarde. Ons prys U naam, Here, want U is goed. Aan U liefde is daar geen einde nie. Baie dankie dat U 'n God is wat ook bemoeienis maak met sondaar mense. Dat U 'n hart het vir mense van die wêreld wat in sonde vasgevang is. Here, en dat U nie kon toesien dat ons verlore gaan as gevolg van die sonde nie. Maar Here, dat U U seun vir ons gestuur het, Jesus Christus, om na hierdie wêreld toe te kom, om 'n nuwe begin met ons te maak. Om die hoogste prys ook te betaal aan die kruis op Golgotha, sodat daar gedeel kon word met ons sonde, dat ons vrygespreek kon word, en dat daar vir ons 'n pad na die hemel toe oopgemaak kon word. Dankie Here dat U ook in ons harte werk deur die Heilige Gees. U het ons vanmôre hier byeengebring, by hierdie erediens. Here, en U het vanmôre vir ons elkeen 'n baie besondere en 'n spesiale boodskap vanuit U woord. U woord is die waarheid en U Heilige Gees kom bevestig dit in ons harte. En is vir ons 'n voorreg, Here, om so saam as Christene rondom U woord byeen te wees. Wil U dan nou ook vanmôre in hierdie oggend ons harte kom open en ons kom stil maak in ons gemoed. Kom praat met elkeen van ons deur U woord. En bou ons op in die geloof ook vanoggend. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons skriflesing dan vanmôre uit die woord van die Here. Ons eerste gedeelte is Matteus 26 vers 47 tot 50. Nou verlede Sondag het ons stil gestaan by die gebeure daar in die tuin van Getsemane. Toe Jesus saam met sekere van sy disippels daar byeen was om te gaan bid. Want Jesus het geweet wat kom. Hy het ernstig tot sy Vader gebid. En hy het geweet, sy verraaier is op pad. En ons lees dan ook, nadat Jesus 3 keer gaan bid het daar, het hy sy disippels wakker gemaak, wat kort aan die slaap geraak het daar in die tuin. En hy het dan ook vir hulle gesê, staan op en laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. En op hierdie oomblik, by hierdie geleentheid, nog daar in die tuin van Getsemane, gebeur dan die volgende. En terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en ouderlinge
van die volk. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet, Rabbi, en hy het hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. Jesus is van daar af in hegtenis geneem en hy is dan na die Joodse raad toe, waar hy dan veroordeel is, en ook direk daarna sy na Pilatus toe, die gouverneur, wat hom dan ook ter dood veroordeel het. En nou gaan ons saam lees by hoofstuk 27, vers 1 tot 5. En toe dit dag geword het, het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus, om hom dood te maak. En hulle het hom geboei en weggelei, en hom oorgelewer aan Pontius Pilatus die gouverneur. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silwer muntstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En hy die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. Net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Broeder en suster, ons erediens vanmôre en ons skrifgedeeltes handel oor die lewe van Judas. Almal van ons is baie goed bekend met Judas. Wie was Judas? Hy was een van die 12 disippels, een wat Jesus uitgekies het, om saam met hom in die koninkryk van die Here werksaam te wees. Judas was saam met Jesus vir 3 jaar lank op aarde. Hy het Jesus hoor preek. Hy was elke dag by Jesus. Hy het sy wonderwerke gesien. Hy het dit beleef en ervaar. Hy het gesien hoe mense tot bekering gekom het, hoe duisende agter Jesus aangegaan het. Judas was ook saam met die ander disippels een van Jesus se getroue volgelinge. Vanmôre gaan ek vir u 8 gedeeltes uitlig, broeder en suster. 8 dinge wat jy dalk nie van Judas geweet het nie, wat in die Bybel staan en wat vir ons so geleer word. Want as ons aan Judas dink, dan dink baie van ons net aan die verraaier. Die een wat Jesus sy heiland verraai het. En dis omtrent al wat ons van hom dalk kan sê. Maar die Bybel het 'n hele klomp dinge wat ons oor Judas leer. Ons lees daar in Lukas hoofstuk 9 dat Jesus sy 12 disippels bemagtig het en krag aan hulle beskikbaar gestel het om duiwels uit te drywe en siekes gesond te maak. Lukas 9 vers 1 tot 2. En ons weet dat baie van die disippels dit ook gedoen het. Die Bybel sê nêrens dat Judas self enige siekes gesond gemaak het of duiwels uitgedryf het nie, maar die Bybel sê duidelik dat hy een van die 12 was wat deur Jesus bemagtig was om dit te kon doen. Die vraag is, het hy die geloof in die hart gehad? Was hy 'n ware gelowige, sodat hierdie kragtige werk van God deur hom gedoen kon word? Die feit bly staan is, hy is deur Jesus bemagtig as een van die 12 om duiwels uit te drywe en siekes gesond te maak. Dis die eerste ding wat ons van Judas vandag leer. Die tweede belangrike ding wat ons lees in Johannes 12 vers 6.
is dat Judas in beheer van die 12 disippels en Jesus se geldsake was. Hy het die beursie gedra. Daar waar mense dalk skenkings aan hulle gegee het of bygedra tot hulle, wanneer hulle moes geld saamvat om dalk kos op die pad te koop, of waar hulle ook al moes bly, Judas was verantwoordelik vir die finansies. En nou is dit nogal baie vreemd dat Jesus juis vir Judas sou aanwys om die beursie te dra. Want Matteus was 'n tollenaar en hy was baie goed met geld. Maar miskien het Jesus geweet, geld is dalk 'n probleem vir Matteus. Want hy het al in sy lewe as tollenaar soveel mense bedrieg en vir hulle meer gevra as wat hulle moes. En uit hierdie saak het hy aan Judas toe vertrou. Maar nou lees ons daar in Johannes 12 vers 6 dat Judas van daardie geld gesteel het. Hy was 'n dief. Jesus moes dit geweet het. Maar op daardie oomblik het hy niks daaromtrent gedoen nie. Ons weet ook dat Judas baie beswaar aangeteken het toe daardie vrou een aand daar by Jesus se voete 'n albaste fles kom oopmaak het om duur kosbare olie op sy kop uit te gooi en om te salf daarmee, want daardie olie kon vir 300 pennings verkoop geword het. En Judas het beswaar gemaak want hulle moes eerder die olie verkoop het en die geld aan die armes gee, maar hy het 'n plan gehad. Hy was 'n dief. Dit leer ons in die tweede plek oor die lewe van Judas. En het jy geweet in die derde plek dat Judas se naam beteken prys die Here, laat God geloof word. Dit is wat die naam Judas beteken. Sy ouers was al baie bly die dag toe hy gebore word en daarom gee hulle hom ook hierdie naam, Judas. Prys die Here vir hierdie seun. En elke keer wanneer iemand hom op daardie naam geroep het, dan het hulle eintlik gesê, prys die Here, laat God geloof word. Maar Judas se lewe het daardie naam nie gestand gedoen nie. In die vierde plek leer ons ook uit die woord van die Here, dat Judas se tweede naam Iskariot was. Nou hoekom Iskariot? Hy is gebore in 'n dorp met die naam Kiriot. En die Hebreëus vir Is beteken pa, die pa van die seun wat van Kiriot afkom. Daarom Iskariot. En hierdie plek Iskariot is so aan die oostelike deel van die see van Galilea. Al die ander disippels van Jesus is gekies rondom die see van Galilea in die noordelike deel. Maar Judas kom van 'n heeltemal ander plek af. Hy's 'n buitestander. Hy's die enigste disipel wat nie van Galilea gekom het nie. Die ander disippels het mekaar geken. Hulle het waarskynlik saam groot geword. Party was broers. Maar hier was Judas 'n buitestander. En nou is die vraag, het hy mooi ingeskakel by die res van hierdie disippels? Het hy hom nie dalk maar 'n bietjie eenkant gehou omdat hy nie van hulle streek was of van hulle omgewing nie? Dis 'n oop vraag. Maar Judas was van Kiriot, wat nie dieselfde plek was as waar die ander disippels vandaan gekom het nie. Dan in die vyfde plek, hy het alles verlaat om Jesus te volg. En net soos die ander disippels, het Jesus na sy disippels toegekom in die begin en hy het hulle geroep. Dink byvoorbeeld aan Petrus, of Johannes en Andreas, daar langs die see van Galilea. Hulle was besig om vis te vang. En Jesus kom na hulle toe en sê, volg my. Hulle het alles net so gelos. Hulle het hulle werk gelos, hulle het hulle familie gelos, hulle het hulle vriende gelos, hulle het agter Jesus aangegaan, en dit was heel waarskynlik ook wat met Judas gebeur het. Die Bybel sê nie wat Judas se beroep was nie, maar hy het alles gelos om Jesus te volg, net soos die 12. Dan broeder en suster in die vyfde plek,
Die oomblik toe Jesus daar vir Judas die laaste keer uitgewys het as sy verraaier. Daar by die laaste keer waar hulle by mekaar was in die bovertrek, waar hulle saam geëet het. En Jesus vir hulle gesê, die een wat saam met my sy broodjie binne in die souspotjie gaan insteek, in die skottel gaan insteek. Sy hand wat saam met my daar ingaan, gaan my verraaier wees. En niemand verwag dat dit Judas sou wees nie. Die disippels het hom nooit verdink nie. Hulle het dit nooit verwag nie. En Judas was baie verontwaardig daardie aand. En hy vra vir Jesus, Here, is dit ek? Niemand het verwag dat dit Judas sou wees nie. Dan in die 7de plek, Judas was gekies net soos al die ander 12 disippels om uit te gaan die wêreld in, om die evangelie van redding aan alle mense te gaan verkondig. Mense van die wêreld moes gaan hoor wie Jesus was, dat hy die seun van God was, dat hy die Messias was wat gekom het vir sondaar mense, dat mense hulle harte vir hom moet gee, tot geloof in hom moet kom, gered moet word. En hierdie boodskap moes Judas ook gaan doen, saam met die res van die 12. Niemand sou verwag het in die samelewing dat een van Jesus se disippels die een was wat hom in die rug sou steek en hom sou verraai nie. As hulle dit geweet het, sou hierdie woorde wat Judas gespreek het ook met mense geen waarde gehad het nie. Hoe kan 'n disipel van Jesus hom verraai? Dan die 8ste ding wat die Bybel ons leer, broeder en suster. Jesus het daar in die tuin van Getsemane, toe hy geweet het sy verraaier op pad was, saam met hierdie mense met stokke en swaarde om hom in hegtenis te neem, het Jesus geweet dit sou Judas wees. Maar hy veroordeel nie daardie aand vir Judas nie. Hy het hom nie uitgeskel en weggejaag of slegte woorde aan hom gesê nie, maar wat sê hy vir Judas toe hy daar in die tuin van Getsemane aankom? Hy sê vir hom, vriend, hoekom is jy hier? Wat noem hy hom? Hy noem hom vriend. 'n Vriend is iemand waarvoor jy omgee en met wie jy deernis het en saam met wie jy 'n pad wil loop. Judas loop 3 jaar 'n pad saam met Jesus. Hy is deur Jesus geroep as disipel. Hy het alles saam met Jesus beleef. En hier kom Jesus en hy weet Judas kom hom verraai. En hy sê vir hom, vriend. Daar is geen einde aan die liefde van Jesus vir mense nie. Selfs nie eers vir Judas nie. As Jesus daardie aand vir Judas vriend kon noem, nadat hy geweet het wat hy hier sou kom doen. Hoe behandel ek en jy mense wat sleg teenoor ons optree? Nou broeder en suster, as ons nou hierdie gebeure lees en ons sien wat Judas alles gedoen het en wat alles plaasgevind het in sy lewe en wat hy alles kon doen het, dan dink 'n mens so outomaties ook aan sy lewe en ons is dadelik van ons kant af en as mensdom maar geneig om te veroordeel. Kyk wat het Judas gedoen. Ons wys die vinger, ons gooi die klippe, ons wil dadelik met afskuur reageer. Maar kom ons gaan vanmôre 'n bietjie vir Judas 'n oop brief skrywe. Ons wat vandag moderne Christene is, hier in die moderne tyd, kom ons gaan skryf vir Judas vandag 'n oop brief en ons vra vir hom 'n paar vrae. Maar dan moet ek en jy ook vanmôre baie eerlik met onsself wees terwyl ons hier is. En terwyl ons nou gaan luister na hierdie oop brief. En ons kom steek ons hand in eie boesem vanmôre. Judas, dis nou al 2000 jaar dat jy dood is. Dit is ons brief.
En al lankal dreig ons om 'n paar sake met jou uit te sorteer. En ja, jy sal dalk nooit hierdie brief van ons vandag hoor nie, Judas, of jy gaan dit nooit kan lees nie. Maar ons skryf dit egter maar ter wille van ons eie onthaalwe, al is dit net om hierdie dinge van ons hart af te kry. Jy, Judas, is die man wat ons koning Jesus bedrieg en verraai het. Ons wonder so baie keer, hoe kon jy dit doen? Wat het Jesus aan jou gedoen, dat hy dit verdien het? Hoe kon jy vir 3 jaar 'n pad saam met hom stap, en al hierdie wonderwerke sien, en dan jou rug op hom gaan draai? Wat het deur jou kop gegaan, Judas, en wanneer het hierdie bose gedagtes deur jou begin gaan? Weet jy, Judas, ons wonder dikwels hoe jy gelyk het. Miskien het jy so 'n onvergenoegde uitdrukking op jou gesig gehad. Dalk het jy nooit saam met die ander disippels gelag en geskerts wanneer julle by mekaar was of op die pad geloop het nie. Jy was dalk agteraf. Jy het dalk 'n agteraf houding gehad en kon ander dalk nie in die oë gekyk het nie. Miskien het jy jou oë grond toe laat sak wanneer Jesus met jou gepraat het. Het jy ooit vir Jesus raad gaan vra oor jou lewe of oor sekere dinge in jou lewe, Judas? Of het jy maar altyd jou eie kop gevolg? Was jy verwonderd oor sy wonderwerke? Of was jy dalk jaloers op hom gewees? En die ander disippels, Judas, hoe het jy met hulle oor die weg gekom? Ook dalk jaloers op Petrus en Johannes, of die ander wat naby Jesus was? Ons wonder maar net, Judas, hoe was jou Judas hart? Judas, ons lees in Johannes 12 vers 5 dat Jesus jou soveel vertrou het, dat hy vir jou die beursie met die geld gegee het om te dra. Toe as jy so suinig, toe Maria dierolie op Jesus se kop uitgegiet het. Maar weet jy, Judas, vandag dink ons ook aan onsself as ons na jou lewe kyk. Hoe suinig ons self nie dikwels is met die Here se geld nie. As ons eerlik moet wees, Judas, besef ons dat baie van ons toe ook maar dieselfde probleem het as wat jy gehad het. Om nie vir 'n ander 'n plekkie met 'n bietjie seën in hierdie wêreld te gun nie. En dit nogal met die geld wat alles in elk geval aan Jesus behoort het. Ja, Judas, ons sukkel ook maar baie keer met ons beursies. Maar jy was uitgekies as een van Jesus se 12 disippels. Jy het 'n baie spesiale plek daar in Jesus se span gehad. Jy het hom gesien werk, maar steeds was jy nie opreg in die hart nie. Wat meer kon 'n mens vra, Judas, om in jou posisie te kon gewees het, en tog het jy nie staande gebly nie. Ons lees daar in Matteus 26 vers 25, Judas, dat Jesus jou planne blaatant oopgevlek het daardie aand met die laaste ete. Hoe het jy gevoel? Wel, ons moet eerlik sê, Judas, baie mense kan nogal daarmee identifiseer. Hoe dikwels sondig ons nie ook maar en dink ons kan daarmee wegkom nie. Hoe baie goed gaan ook maar in ons gemoed om en probeer ons dit ook maar wegsteek vir die Here. Inderdaad, Judas, Jesus weet ook maar elke keer waarmee ons besig is, nog voordat ons dit gedoen het, net soos jy. Ons was al so teleurgestel in jou, Judas. Jy wat jouself 'n disipel van Jesus genoem het, 'n kind van God, totdat ons begin dink het oor onsself.
En dan besef dat Jesus my ook kom ontbloot, daar met die hand binne in die skottel. Dit lyk my, Judas, baie van ons het ook maar 'n donker hart. Jou grootste fout, Judas, het begin toe jy gekonkel het met die goddeloses en met die skynheilige Jode. Jy was bereid om vir 30 silwermuntstukke Jesus te verraai. Het jy regtig gedink dat daardie tydelike plesiertjie die moeite werd gaan wees? Wat het jy gedink gaan gebeur met jou verhouding met die lewende God, Judas? Hoe lank sal daardie handjie vol geld jou gehou het? Jou Jesus het jy verruil vir geld. Maar wie is ons om te praat, Judas? Hoe hardloop baie van ons nie, maar ook agter Mammon aan nie? Hoe dikwels verruil ek my geestelike lewe nie ook maar vir die aardse genietinge nie? Ek weet, Judas, dat die wêreld mens maar so maklik kan insluk. Ek dink Jesus was al baie bedroef oor al so baie Judasse in hierdie wêreld. So baie mense wat met twee gesigte lewe. Dit lyk my, Judas, ons ly ook maar baie aan Judas harte. En toe kry Judas spyt. Ek lees in Matteus 27 vers 5 hoe jy die geld gaan probeer teruggee het, toe jy besef het dat jy ernstig droog gemaak het. Hoe dikwels kan baie vandag ook maar hulle harte uit of hare uit hulle koppe uittrek, Judas, as hulle dink aan alles wat hulle verkeerd gedoen het, as hulle dink dat hulle vir Jesus, sy kinders, sy kerk skade aangedoen het, net soos jy, Judas. Jy het ook seker gedink by jouself, as ek maar net die tyd kon terugdraai. Ons weet hoe jy voel, Judas. Maar jy het nooit jou sonde voor Jesus gaan bely nie. Jy wou gaan probeer regmaak by die skynheilige vals gesigte wat saam met jou gekonkel het. As mens besef, die loon van die sonde is die dood, is dit presies waar jy opgeëindig het. Jy het jouself opgehang. Ek kan dink, Judas, dat daar 'n punt kom wat mens dink. Dit was 'n stap te ver. Ja, Judas, die Joodse raad wou toe ook nie die geld terug hê nie. Het jy gedink dit gaan alles maar net weer regmaak? Selfs die priesterhoofde het dit bloedgeld genoem. 30 silwermuntstukke vir jou eie lewe. Jy sien, Judas, jou grootste fout was toe al die tyd nie om vir Jesus te verraai nie, en ook nie om saam met die vyand te gaan heel nie. Nee, Judas, dit was nie jou grootste fout nie. Jou grootste fout was dat jy nooit vir Jesus om vergifnis gaan vra het nie. Want jy sien, Judas, daardie volgende dag, die nag nadat jy hom verraai het hy ook vir jou oortreding gaan sterf. Jou spyt het nie gehelp nie, maar jou ware opregte berou sou wel gehelp het. Wat was erger, Judas? Jy wat vir Jesus verraai het, of Petrus wat vir Jesus verloon het? 3 keer verloon het. 'n Sonde is 'n sonde, Judas. Alles kon vergewe word. Maar dan moes jy na Jesus toe gegaan het om daarvoor te vra. Kyk wat het Petrus hulle reg gekry na jou dood, Judas. Petrus het teruggegaan na Jesus toe, vergifnis gevra, hy het dit ontvang. Petrus hulle saam met die ander disippels vervul met die Heilige Gees en hulle het groot dinge gedoen. Daar was selfs 'n nuwe disipel in jou plek gekies. Miskien het jy nie regtig besef wie hierdie Christus was nie, Judas. Jesus het self aan die kruis
vir die Vader gevra om die mense van die wêreld te vergewe, Judas, want hulle het nie geweet wat hulle doen nie. En dit sluit jou in. Jy sien Judas, jou hart was nie waar dit moes wees nie. Jy het ander dinge bo jou koning gestel en sy heerlikheid en glorie gemis. Jy kon met arendsvlerke gesweef het en groot dinge vir die Here gedoen het, as jy daardie dag maar net reg gekies het. Maar wie is ek om te praat, Judas? Ek met my sondaar hart. Waar staan jy vanmôre, broeder en suster? Hierdie brief van Judas is 'n brief wat aan elkeen van ons gerig is. Wat maak ons met Jesus ons Here? Hoe kies jy? Hoe leef jy? Doen jy dit eerlik en opreg? En moenie dink jy kan jou hart sluit vir die Here of dinge vir hom wegsteek nie. Hy ken jou. Hy weet wie jy is. En daar is vergifnis vir jou lewe as jy na hom toe kom. Jou sonde voor hom bely, dan sal hy vergewe. Dis hoekom hy aarde toe gekom het. Vir alle wêreldse mense. En wie is ek en jy om 'n vinger te wys na iemand anders? Jesus het juis vir sondaars gekom. En hy wil ons kom skoon was deur sy bloed. Hy het die hoogste prys kom betaal aan die kruis op Golgotha, in my en jou plek die straf gedra, dat ons vrygespreek kan wees. Daarom, broeder en suster, laat ons in nederigheid na hom toe kom. Nie in grootheidswaan nie. Laat ons nie meer kyk op ander sondaars van die wêreld nie, maar kyk na jou eie lewe. Maak jou saak met God reg. Leef soos wat hy wil hê jy moet leef. Jy moet met 'n gelowige hart, met eerlikheid en opregtheid voor hom buig. En hy sal jou lewe vernuwe, bekragtig en red. Mag die Here vanmôre deur sy Heilige Gees jou kom aanraak en jou tot hierdie nuwe lewe lei. 'n Lewe wat hy vir jou beplan. Moenie verkeerd kies soos Judas nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vandag so stil te kan word en te kan weet, U is 'n God wat ons elkeen raak sien. U is in beheer van my lewe en van die wêreld. En U roep alle sondaar mense na U toe. Here, vanmôre kom bely ons al ons sonde voor U en ons kom buig voor U neer. En ons wil vir U kom vra, was ons skoon in Jesus se bloed. Dankie dat hy die hoogste prys vir ons betaal het. En dat hy in ons kom werk. En dat hy ons wil bekragtig en gebruik en uitstuur in hierdie wêreld in. Dankie Here, dat Jesus ons baie lief het. Help ons Here om eerlik met onsself te wees en nie in skynheiligheid te lewe nie. En om iets voor te gee, dat die wêreld iets kan sien, maar in U oë is ons iets anders nie. Here, wees ons genadig. Dankie dat U die pad en die rigting kom aanwys het. En dat elkeen wat in U glo nie verlore sal gaan nie, maar vergifnis sal ontvang en die ewige lewe. Dit vier ons in Paasfeestyd. Ons eer U daarvoor. Laat hierdie vir ons 'n geseënde tyd wees. Werk in ons harte deur die Heilige Gees. Bring ons naby aan U en vul ons harte met U vrede. In Jesus Christus se naam kom bid ons dit uit dankbaarheid.